Sit gerus. Ons tema vir oggend is, die Here ontmoet jou waar jy is. En voor ek verder gaan, wil ek graag met jou 'n storie deel oor twee mense wat ontmoet het, en daar het iets daar uitgevloei, en daar het iets gebeur. En vandag gaan ons kyk daaroor, maar die Here ontmoet my en jou, en dan gebeur daar goeters. Nou, julle sal seker weet wie Steve Jobs. As ek die woord sê, waaraan dink julle? 'n appeltjie. Apple rekenaars. Steve Jobs en Steven Wozniak, ek is nie seker hoe spreek jy dit uit nie, het in 'n motorhuis in California in 1976 as tieners begin met 'n besigheid. Toe ons het by mekaar gekom. Steve was die visionêre ou, die dromer, die ou wat iets wou skep. En die ander ene, Steven, was 'n briljante ingenieur, gedryf deur eenvoud, maar ontwerp. En hierdie twee het ontmoet as tieners, en hulle het begin met iets, en saam met hulle begin werk in 'n doodgewone motorhuis. En daar dinge begin gebeur. En in hierdie klein ruimte, wat nie rekenaars gehad het, byvoorbeeld nie, want dis waarmee hulle begin het, en allerhande interessante goed, en kantore, en leers, en alles wat jy nodig het, het hulle iets begin aan mekaar sit, met deursettingsvermoë. Hulle het idees gehad wat hulle saamgevoeg het. Ja, hulle het dit probeer, en dan het dit nie gewerk nie, en dan hulle dit probeer, en oor het hierdie ouens aangehou met 'n droom. Want hulle het mekaar ontmoet. Hulle het mekaar ontmoet op die plek waar hulle is. Hulle het nie veel geweet nie. Hulle moes groei. Maar het mekaar ontmoet, en uiteindelik is dit die begin van Apple computers. Want Apple rekenaars verstaan die jong mense nie wat dit is nie. Of 'n PC, dis vir julle 'n beter woord om te gebruik. Maar dis waar het begin het, en daar was 'n revolusie in die rekenaars. Hulle was nie eerste nie, maar hulle het die pad saam met ouens gestap, en hulle het iets geskep, deur mekaar te ontmoet, op die plek waar hulle is, met min kennis. Nou as ek en jy moet gaan kyk na ontmoeting, is daar 'n vreeslike mooi gesegde wat sê, 'n vreemdeling is 'n vriend wat jy nog nie ontmoet het nie. Kom ons gaan kyk na laas Sondag se ete in die saal. Mense het oor mekaar gesit wat mekaar nie geken het nie. En dan het jy gehoor, hulle sê na die tyd vir mekaar, ek het nog nooit met daai persoon gepraat nie, maar hy's nogal aangenaam. Sy's nogal vriendelik. Want skielik is jy in 'n milieu gesit in omstandighede, jy moet hierdie persoon ontmoet. Jy moet nou met hierdie persoon gesels. Ek en jy ontmoet nuwe mense elke dag, op verskillende maniere. Party gaan jy nooit weer sien nie. Ander gaan jy dalk 'n verhouding mee bou, en uiteindelik 'n vriend van hierdie persoon maak. 'n lewenspad begin stap. Dalk gaan jy iemand ontmoet, wat aan die einde van die dag 'n lewensmaat gaan word. Iemand wat jy net mee aanhou in hierdie verhouding, want julle ontmoet mekaar die heeltyd op 'n plek waar julle mekaar ken. Ag, verskoon my, ek wil net hierdie met julle deel. Dit was vir my so mooi. Die vrou het op die verhoog gestaan, het is 'n stand-up comedian, wat gesê het is, sy is nou al 37 jaar getroud. En dit gaan goed in haar huwelik, maar sy en haar man beklei nog steeds oor dieselfde ding. Die kop is skud. Dieselfde konflik wat hulle in die begin gehad het daarom nou net beter geraak. Maar hulle verskil nog steeds oor dieselfde goed. Maar hulle is al soveel jare in 'n huwelik, want hulle ontmoet mekaar op die plek waar hulle is. Baie mense is op my en jou se pad gestuur deur die Here. En jy besef dit eers na die tyd. Jy besef na die tyd, maar hierdie persoon het opgedaag, en as jy nou terugkyk, dan sien jy, hierdie persoon was nodig om in my lewe te wees. Ek het iets geleer. God het 'n plan gehad, en hy het my ontmoet op die plek waar ek is in my lewe, deur iemand. Ek wil 'n paar voorbeelde gee in die Bybel. Kom ons kyk na Moses in Exodus 3. Die Here ontmoet hom op die plek waar hy is, met 'n brandende bos. Ek vir jou nog ene. Biliam se donkie praat met hom. Kinders, as jy dit nie geweet het, jy gaan lees Numeri 22. Hy is op pad ergens heen om 'n volk te gaan vervloek, en die donkie praat met hom, maar daar staan 'n engel voor hom. God ontmoet hom daar waar hy is, op 'n vreemde manier. Jakob deur 'n droom in Genesis 28. Elia praat die Here deur met hom, 'n sagte stem,
toe hy in die berg Horeb in 'n grot is, in 'n skeur. Koning Belsasar, tydens 'n lekker partytjie, praat die Here met hom met 'n hand wat teen die muur geskryf het. God het al hierdie mense, en ek kan vir jou aangaan met nog 'n paar van hulle, ontmoet op die plek waar hulle is. Emosioneel, geestelik, psigies, en waarmee hulle ook al besig was, goed of sleg. Maar God het hulle daar ontmoet. En hy ontmoet my en jou elke dag op die plek waar ons is. Ek wil vanoggend na 3 mense kyk wat die Here ontmoet het. En daar's baie meer, maar ek het hierdie 3 om 'n spesifieke rede gekies en ons gaan vanoggend kyk. En die eerste persoon waarna ons vanoggend gaan kyk is Saggeus. Klein mannetjie. Maar hy was iemand wat soekend was. Hy was opgewonde. Hierdie ou wou iets weet. Nou kom ons lees Lukas 19 vanaf vers 1 tot vers 10. As jy gaan blaai na Lukas 19 toe, gaan jy die storie hê van Jesus en Saggeus. En toe is daar stilte. Nuwe Testament. 3de boek. 19de hoofstuk, vers 1. 3 lettergrepe. Kom ons lees saam. Jesus het Jerigo binne gegaan en deur die stad gestap. En kyk, daar was 'n man met die naam Saggeus. Hy was 'n hooftollenaar en 'n ryk man. Hy het probeer om te sien wie Jesus is, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy kort was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n wilde vyeboom om Jesus te sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom: Saggeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis oorbly. Ek moet vandag in jou huis oorbly. Saggeus het toe haastig afgeklim en Jesus met blydskap in sy huis ontvang. Almal wat dit gesien het, het gemor en gesê: hy gaan by 'n sondige man tuis. Maar Saggeus het gaan staan en vir die Here gesê: kyk, Here, ek gee die helfte van my besittings aan die armes. En as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit 4voudig terug. Jesus het vir hom gesê: vandag het daar verlossing vir hierdie huis gekom, want ook hy is 'n seun van Abraham. Die seun van die mens het gekom om diegene wat verlore is te soek en te verlos. Hoor mooi, daar's 2 woorde. Hy het gesê, vandag moet ek in jou huis ingaan. Dan sê die Here Jesus weer 'n keer, vandag is daar verlossing. Maar dan die mooiste gedeelte is, hy soek dit. Die Here soek my en jou. Maar kom ons stap hier deur die skrif, baie bekende gedeelte, maar daar's iets anders hier binne-in. Wie was Saggeus? Wel, Saggeus was letterlik die CEO van SARS. En as jy die woord SARS sê, dan begin mense dadelik ongemaklik raak. Jy gaan nie wegkom nie. Hierdie ou het gewerk met belasting. Dis 'n tollenaar. Hy was nie baie populêr nie, maar hy was 'n man met 'n klomp geld. Hy het nie gesukkel finansiëel nie. En hoe dit in daardie tyd gewerk het, is wanneer daar sekere belasting by elke persoon moes ingevorder word, was sy gedeelte 'n kommissie. So as jy die belastinggader R100 geskuld het, en hy kon uiteindelik R110 uit jou uitkry, waarom was R10 syne? Ek is nie dankbaar in vandag se belasting, is daar skale. Dink jouself in as jy moet SARS toe gaan, jy gaan sit voor hierdie persoon, en julle twee moet beding vir 'n prys wat jy moet betaal, en hierdie persoon is baie sterker met woorde, en jy gaan net betaal al die pad. Maar dis hoe dit daai tyd gewerk het, wat hy uit jou uit kon kry, extra syne. Maar hierdie belastinginvorders het so gewerk. Hulle was glad nie populêre mense nie. Inteendeel, 'n belastinggaarder soos Saggeus moes vergesel word met Romeinse soldate om hom te beskerm. Want die mense sal vol met klippe gooi. Hulle sal hom aanrand, met klippe gooi, want almal haat hom, want hy is 'n verraaier, hy's besig om hulle geld uit hulle uit te kry. Nog 'n eienskap van Saggeus is, hy was 'n kort mannetjie. Hy kon nie sien van die Here Jesus wie dit is nie, hy het gehoor van hom. So enigste oplossing is, hy klim 'n vyeboom, 'n bietjie hoogte te kry. Ek wil graag sien hoe lyk hierdie ou. En dan is daar nog 'n eienskap van hom, vers 7, en daai eienskap pas baie mooi by my ook. Hy was 'n sondige man. Dis miskien 'n ou met baie geld, baie aansien. En nou moet jy baie mooi verstaan, geld is nie 'n probleem nie. Dis nie te sê as iemand geld het, daar is fout met daardie persoon nie.
Daar is baie welgestelde mense in die Bybel, maar dit hang af waar die hart is. En dan nog 'n eienskap van Saggeus was, hy was soekend. Hy het gesoek. Hy het gesoek na iets. Hoekom? Hy het rykdom, hy het weelde, hy het alles besit wat daar is. Maar hy het 'n gejaag na aardse goed gehad. Daar was 'n leemte. Saggeus het iets gekort in sy lewe. Daarom was hy die hele tyd soekend. Iets binne hom het nie gewerk nie en hy is op soek na 'n oplossing. Hy soek 'n oplossing in sy lewe, want hierdie geld of hierdie rykdom werk nie. Ander mense gebruik ander goeders. Want Saggeus moet verander en herstel. Ek wil jou vra vanoggend, met watter leemte sit jy? Wat is daardie een ding wat jy wens jy net kan uitgesorteer kry? Net daai een ding. En hoe meer die entertainment jy doen, en hoe meer dinge jy aanvang, en hoe meer dinge jy jouself mee besig hou, werk nie lekker nie. Want die leemte bly daar. Die tekort in jou lewe wil nie weg nie, wat dit ook al was. Waarna is ek en jy soek, en daar moet iets wees wat leemte verskaf. Maar hoor wat sê die Here vir jou, en vir my, en vir Saggeus. Ek moet vandag in jou huis oorbly. Nie volgende week nie, nie eendag as jy reg is daarvoor nie. Vandag. Ek moet tyd by jou spandeer, sê die Here. Ek wil jou ontmoet op die plek waar jy is. Volgende ding wat ek altyd hoor by mense, maar ek is nog nie reg nie. Ek moet eers my lewe uitsorteer en dan sal ek die Here begin soek. Dit werk nie so nie. Saggeus se lewe was nie uitgesorteer nie. Saggeus het gesit met 'n leemte binne in hom. Hy was soekend die hele tyd. Iets het hom gejaag. Maak nie saak wat dit is nie. In sy geval was dit weelde, goed wat hy besit. Hy was soekend. Maar hy kry dit nie gevul nie. Maar waar bevind jy jouself? Is jy regtig op 'n plek waar jy besef, jy het Jesus nodig? Dis tyd in jou lewe, dat jy ook in 'n boom klim, en begin soek, waar is die Here? Begin rondkyk, en nie maar net agter staan, en hom nie sien nie. Maar vandag, hy sê, vandag moet ek by jou draai maak. En hy sê dit vir my en jou ook, vandag, soos Saggeus, wil ek by jou uitkom, want as jy na die laaste sinnetjie in ons teksvers kyk, dat ek gou terug gaan na hom toe. Hy soek die mense wat verlore gaan. Dis die God wat ek dien. Hy is soekend. Dis waarom hy sê, vandag wil ek met jou te doen kry. Nie môre nie. En jy sal weet in jou lewe, wat is daar die een ding wat maak, dat jy en God mekaar mis die hele tyd. En jy hoef nie te wag nie. Jy kan jou knieë buig vandag. Maar kom ons gaan verder. Want so sal ons deur hierdie gedeelte stap. Die volgende persoon waarna ek wil kyk, wat ook deur die Here ontmoet is op 'n moeilike plek, is die misdadiger aan die kruis. Nou kom ons gaan 'n bietjie na die situasie wat ons daar het. Die Here Jesus kom hang in 'n kruis, hy word gekruisig, en daar's 2 ander mense. Dit is vir my so mooi, hoe verkeer in die skrif, kom die Here met 'n situasie en sê, kies. 2 ouens hang weerskante van hom. 2 ouens het presies dieselfde geleentheid. Maar wat maak hulle daarmee? Want hulle albei kan verdien wat hulle moet kry. Lukas 23, ek wil hê jy moet saam met my toe gaan. En kom ons gaan lees oor die Jesus se kruisiging. Jy sal nou sien, is net so 'n paar hoofstukke verder wat jy moet blaai. Kom ons lees saam. Saam met Jesus is ook 2 ander misdadigers weggelei om tereggestel te word. Toe hulle by die plek kom wat Kobbeen genoem word, het hulle hom daar gekruisig. So ook die misdadigers, een aan sy regterhand en een aan sy linkerhand.
Toe sê Jesus, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy bootklere verdeel, deur daaroor te lood. Die volk het gestaan en toe kyk. Volksleiers het aangehou om smeulend te sê, ander het hy gered, laat hom homself red, as hy die Christus van God, die uitverkorene is. Ook die soldate het met hom die spot gedryf, terwyl hulle nader staan en vir hom suurwyn aanbied, met die woorde, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Bokant hom was daar 'n opskrif, hy is die koning van die Jode. Een van die misdadigers wat daar gehang het hom aanhoudend gelaster en gesê, jy is mos Christus, of hoe? Red jouself en ons. Die ander een het hom egter bestraf en gesê, het jy nie ontzag vir God nie? Jy ondergaan per slot van rekening dieselfde straf. In ons geval is dit regverdig. Ons word tereg gestraf vir wat ons gedoen het. Maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Hy sê toe, Jesus, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. Jesus het hom geantwoord en amen, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Twee mense weerskante van Jesus. Twee mense kan kies. Twee bome in die tuin van Eden kies. Die boom van lewe, die boom van kennis van goed en kwaad. Keuses het al begin in Genesis met die skepping. Hier is twee ouens, hulle kan kies. Hulle is aan die einde van hulle lewens, daar is ure oor, dan is hulle dood. Wat gaan jy maak as jy 'n paar uur oor het om nog te lewe? Dink 'n bietjie daaraan. Jy het miskien 5 ure. Jy het miskien ook 10 ure, dan is dit verby. Wat sal jy maak met daai ure? Maar hierdie ouens weet, dinge is verby en hulle wag in pyn die hele tyd. Maar een het geweet, ek het verkeerd gedoen. Een het geweet en self erken, ek moet hier wees. Ek hoort hierso. Vers 41 sê baie duidelik, dit is regverdig vir my om hier te hang. Dit is regverdig vir God. Maar dan is dit vir my baie mooi. Tog het hy geweet wie is Jesus, want sy woorde is baie duidelik. Hy praat van God. Hy het geweet. Hy het ook geweet, hy het God nodig om verlos te word, en hy het dit vandag nodig, want sy dag is kort. Daar is nie meer baie tyd oor nie. En hy vra vir Jesus om hom te vergewe. En om nie te vergeet nie. Nou, dit is baie mooi en hou vas aan hierdie idee. Hy sê vir Jesus, dink aan my wanneer u in u koninkryk is. Hou net vas met daai nou. Want Jesus se reaksie is, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Nie die volgende dag nie, vandag soos in ons vorige teks. En dan kry ons die woord paradys. Die oorspronklike woord is paradisos. Dit beteken 'n park, 'n plek, maar dit gaan meer oor 'n plek van teenwoordigheid van God. As ek en jy sterf, gaan ons nie eendag na Jesus toe nie. As ek en jy saam met die Here Jesus moet wees, dan is ons by hom dadelik, in sy teenwoordigheid. Maar hierdie misdadiger sê vir hom, dink aan my, wanneer u in u koninkryk is. Hy is net tevrede, as ek maar net in God se koninkryk is. Wat doen Jesus? Hy sê, nee, daar's meer. Ek gaan nie net vir jou die koninkryk gee nie, ek gaan vir jou my teenwoordigheid gee, maar vandag, ek gaan jou ontmoet op die plek waar jy is, waar jy aan 'n stuk hout hang. Twee mense het gekies. Een het gekies om saam met Jesus te wees, en hy hang aan 'n houtkruis, en die ander ene ook. En die ergste van alles is, die Here Jesus is eintlik besig met 'n redelike belangrike stukkie werk. Dink vir jouself in. Jesus is nou besig om aan die kruis te hang vir die hele wêreld, vir almal wat al gebore is, en vir almal wat nog gebore kan word, en is 2000 jaar gelede. Met ander woorde, sy werk is groot. Hy's regtig besig met 'n groot taak. Op sy agenda is daar nie tyd vir ander goed nie. Dis hoe ek en jy sal redeneer. Nee. Al hang Jesus daar, al is hy in net soveel pyn soos enige ander mens, is hy nie te besig nie. Nou is dit eers tyd om hierdie ou uit te sorteer.
Nou is dit eers tyd om hierdie ou te ontmoet op die plek waar hy is, so sleg as wat dit is. Jesus is meer bekommerd oor hierdie man as oor homself, want hy is vir hom belangrik. Dit bring my by die derde persoon vanoggend. Die derde persoon is die wêreld. Dis ek en jy. Want ek en jy is soveel keer sonder hoop. En kom ons lees saam. Nou gaan ons terugbly, ons is in dieselfde boek, Lukas 2 vers 8. Jy kan vir my terugbly na Lukas 2 toe, dan gaan ons vers 8 lees, in die begin van die Here Jesus se lewe. Kom ons lees saam. Daar was skaapwagters in daardie selfde omgewing wat in die oop veld gebly en snags het hulle skaaptroppe opgepas. 'n Engel van die Here het aan hulle verskyn en die hemelse glans van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het geweldig groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: Moenie bang wees nie. Kyk, ek bring vir julle 'n goeie boodskap wat vir die hele volk 'n bron van groot vreugde sal wees. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid 'n verlosser gebore, Christus die Here. Dit sal vir julle 'n teken wees. Julle sal 'n pasgebore kind vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met 'n engel 'n hemelse menigte wat God loof. Ere aan God in die hoogste en vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehae het. Ek het nie nodig om vanoggend vir jou te vertel in watse toestand is die wêreld nie. Ek het nie vanoggend nodig om vir jou te probeer verduidelik wat daar buite aangaan. Jy kan net die televisie aansit of nuus begin lees of kyk. Maar die wêreld het God nodig. Die wêreld het hoop nodig. Ek en jy ook. Ons dien God, ons is lief vir hom, het maak nie saak nie. Maar die wêreld is soekend, die wêreld is moedeloos. Hy was 2000 jaar op 'n slegte plek. Die wêreld is vandag nog op 'n slegte plek. Die wêreld is moeg. Mense sê dit ook vir my in die afgelope maand. In die afgelope ruk, ons is in Desember maand op pad na ons Kerstyd toe. Hulle is moeg. 'n rowwe jaar agter die rug gehad. Ja. Met wonderlike dinge uit die aard van die saak. En as jy moet terugkyk, dink 'n bietjie terug aan hierdie jaar. Was daar nie oomblikke waar die Here jou ontmoet het nie? Wonderlik. Hy was daar saam met jou, toe daar groot oomblikke was in jou persoonlike lewe. Maar hy was daar saam met jou toe daar slegte oomblikke was, want hy ontmoet jou op die plek waar jy is. Hoor bietjie wat skryf Paulus in Romeine 8 vers 19. Met vurige verlange wag die skepping daarop, dat die kinders van God openlik bekend gemaak sal word. Want die skepping is onderwerp aan 'n sinlose bestaan, nie uit eie keuse nie, maar deur hom wat dit daaraan onderwerp het. Die skepping kry swaar. Ons is deel van die skepping. Die mensdom kry swaar. So wat het ons nodig? Ons het vandag 'n verlosser nodig. Ons het vandag iemand in ons lewens nodig. En miskien was daar ook 'n vandag in jou lewe in 2025, wat die Here gesê het, tot hier en nie verder nie. Jy's myne. Want in ons eerste skrif staan dit so duidelik, hy sal niemand laat verlore gaan nie. Miskien is dit tyd dat die Here by jou moet ingaan en saam met jou aan 'n tafel gaan sit. Miskien is dit tyd dat die Here jou uit 'n boom uit moet kry waar jy soekend is en sê kom. Het is nie nodig om jy in 'n boom soos Saggeus te sit en te soek vir die Here nie. Hy is hier, vandag. Miskien het jy nie nodig om in pyn in jou lewe met al jou hartseer aan 'n kruis te hang en jouself die hele tyd te kruisig nie. Nee, want God sal jou vandag ontmoet en deel maak van sy koninkryk, want dit wag vir my en jou. Dis wie en ek wat ek en jy is. Ons het nie nodig om verder seer te kry nie. Ons het nie nodig om verder swaar te kry nie. Want die Here sal jou ontmoet op die plek waar jy is. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons besef dat ons uitdagings groot is. Ons besef dat ons hartseer groot is. Ons besef dat ons geluk groot is. Maar dat U ons die heeltyd ontmoet op die plek waar ons is. En hier sit ons vanoggend by ons God, saam met hom.
met u Gees wat ons die heeltyd dra. En daarom is ons gebed vanoggend, Here ontmoet ons, elke plek. Daar is 'n opgewondenheid by ons, want die toekoms is op pad, en daar gaan dae kom wat ons nodig het, om by u te sit. En dan bid ons, Here, kom sit saam met ons, kom haal ons uit 'n boom uit, kom sit by ons by 'n tafel, kom vat ons uit 'n moeilike plek uit, sodat ons u teenwoordigheid ervaar, in die paradys wat u vir ons skep. U teenwoordigheid nou, sowel as u teenwoordigheid in die toekoms. Amen. Vriende, ek wil hê jy moet saam met my staan, en kom ons sing oor daardie vrede wat ons het.